Dit het 7 uur geword hier op Stroomop en in my virtuele ateljee. Daar is hy, Hannes Wessels. Môre. Môre Isak, môre kykers, môre luisteraars. Hannes, jy sien maar jy kom lekker, jou klank is lekker, jou beeld is lekker vir die plaas daar, nê? Man, ons wifi werk vanoggend, so dit werk alles wat mooi is. Gisteroggend kon ons nie hierdie doen nie. Mooi. Hannes, verduidelik gou vir die mense, wie is jy? Wat doen jy wat dit belangrik maak om met jou oor leeu's te praat? Goed, Isak, ek is Hannes Wessels. Ek is die huidige gekiesde president van die Suid-Afrikaanse Roofdiervereniging. Afkorting is SAPA, South African Predator Association, en ons vereniging verteenwoordig van die grootste leeuteler in Suid-Afrika. So 'n integraal deel van die leeubedryf. Ek self is al besig met leeu's van 1999 en ek teel dit wettig. So ons is binne ons regte. En op die stadium voer ons 'n redelike stryd, eerstens soos jy net nou gesê het, met die emosies van die mense, want hulle verstaan nie mooi waar dit gaan nie. En baie mense wil nie die duidelikheid sien oor waarmee ons besigheid is en die bewaringsaspek waarmee ons besig is nie. Dit is so, leeu's word gesien as een van ons ikoonspesies en ek dink daarom is daar baie emosies rondom dit, rondom olifante en renosters. Maar aan die einde van die dag, as ons kyk wat die woord vir ons sê, dis deel van die dierebereik en ons as mense het 'n verantwoordelikheid om dit op te pas en te bestuur. En dis kort en lank wie ek is en waarmee ek besig is. En hoe doen 'n vereniging soos julle sin so 'n verteenwoordigingswerk? Dit beteken dat julle moet opcheck op ouens hoe hulle leeu's hanteer, hoe hulle werk doen, of is dit 'n ander job wat 'n mens moet doen? Isak, daar is 'n kort vraag met 'n lang antwoord. Ek gaan hom opsommend vir jou gee. Goed, wat SAPA doen is, ons akkrediteer ons lede en ons het ons eie, ons noem dit norms en standards ontwikkel, want ongelukkig in ons land is daar nie norms en standards vir leeubedryf nog ooit deur die regering gegee nie. So ons het ons eie norms en standards ontwikkel en ons probeer ons lede so ver as moontlik te kry binne hierdie reëls wat ons vir onsself gestel het, hulle besigheid te bedryf. En ons reëls is daar bestel om te kyk na die ekonomiese volhoubaarheid van die industrie, maar ook na die welsyn van die diere wat vir ons die belangrikste in die kern is waaroor dit alles gaan. Aan die einde van die dag, as die boer nie kyk na sy dier nie en seker maak alles verloop reg nie, het hy nie 'n volhoubare boerdery in die gang nie. Hoekom boer mens met leeu's? Man, ek wil dit afbreek in 3. Die volhoubare gebruiksmodel wat ons beoefen, en dit kom al etlike jare, oor dekades ontwikkel deur al my voorgangers in die industrie en alles. Hoofsaaklik maar vir die teelbedryf. En hulle word geteel in aanhouding deur gelisensieerde teelers en dit is wettig onderneembaar in CITES, maar dit word gebruik vir toerisme en opvoeding. Baie teelers hou die plase oop vir toerisme, opvoedkundige besoeke, navorsingsinstansies. En dit help om die algemene publiek te leer wat aangaan met die leeu's, waar ons staan met dit. Natuurlik die ander ding is die volhoubare benutting. Sekere diere word vir jag of die uitvoer van byprodukte, byvoorbeeld bene of skedels gebruik, onder streng beheer en permitte. En die doel is om ekonomiese waarde te skep vir die instandhouding van landelike gebiede, maar ook van die diere, die spesies en natuurlik bewaring in die groter ekosisteem. En word daai leeu's geteel om gejag te word, of is dit maar een van die aspekte van 'n groter, kan ek nou maar sê, 'n leeubedryf? Kom ek sê vir jou, leeuery, seker van jou diere gaan, ons vat beeste byvoorbeeld, gaan geslag word, gaan vir die slagmark, ander gaan vir die teelmark, ander gaan in ons geval commercial exhibitions, waar ons leeu's gebruik om opvoeding te doen. So, afhangend van die boer en afhangend wat jy teel, gaan jy die besluit moet neem waar jy in daai leeu gaan aan die einde van die dag. Baie van die reëls wat ons neergelê het, byvoorbeeld as 'n leeu deur met human interaction betrokke was, soos baie mense praat van cat petting, waarvan ons nie baie hou nie, maar
Sou dit gebeur, kan daai leeu byvoorbeeld glad nie in jagbedryf eindig nie. Dis deel van ons noms en standards en hy sal noodwendig sy laaste dae uitsien binne in 'n kommersiële fasiliteit waar besigtiging plaasvind. Jagleeu is aan die ander kant, as jy teel vir die jagbedryf, wil jy so min as moontlik mense te doen hê met jou diere. So basies net die mense wat die diere versorg sal na die diere kyk. Mag geen publiek word in sulke fasiliteite toegelaat, juis om die dier so wild as moontlik te hou en so natuurlik moontlik wat voorkom. Daar is baie emosie rondom die jag van leeu's, maar die opgeteelde leeu's word baie keer as onnatuurlik verskou, maar dit vervul 'n baie belangrike bewaringsfunksie. As ek net 'n paar kan noem, byvoorbeeld genetiese navorsingswaarde. Ons hou genetiese reserves binne in die kampe en kan gebruik word vir navorsing oor gesondheid, voeding en voortplanting van die spesies. Dit bied 'n veilige toegang vir veeartse, genetiese en gedragstudies. Nou, ons is nou juis besig om voor einde Januarie probeer om die DNA van 1000 leeu's bymekaar te kry tussen al die boere, en dit is om SAMBI te help om hulle databasis van leeu's uit te brei. Die volgende punt is die ekonomiese waarde vir bewaringsvolhoubaarheid, komste uit teeling, jag, toerisme en handel in produkte. Finansier bewaringsprojekte en verminder afhanklikheid van staatstoelaas wat ons weet onderdruk is op die stadium dan hier geld is vir bewaring. Plaaslike gemeenskappe trek voordeel uit in diensneming, toerisme, sekondêre bedrywighede soos die voer, toerusting, vervoer, slag, taksidermies, alles deel van die waardeketting wat in hierdie bedryf is. En mense kyk dit baie vinnig mis. As jy kyk wat in die landelike gemeenskappe aangaan, en ek brei graag uit oor dorpie Brei, daarbo in Noord. Brei se ekonomie hang af van jag. Ek sê altyd, hoekom gaan iemand van ouer Tambo-land van die buiteland om 'n rooibok te gaan skiet in Brei as jy 9 ure ry op die swakste paai in die land, waar jy met bella kan skiet hier by my. So, die leeu's wat bo in Brei is 'n magneet wat daai dorp se ekonomie aan die gang hou, en dit stimuleer daai hele ekonomie in Noordwes stadium. Die volgende punt is die drukverligting op wilde populasies. Wettige handelbod uit hokgeteelde diere verminder die stroopry van wilde leeu's vir been en ander produkte, en baie mense argumenteer hieroor. Wat mense nie besef nie, ons land is 'n land met baie diverse kulture, en baie van die kultuurgroepe het juis produkte uit diere nodig vir hulle medisinale gebruike. As ons nie kan verskaf nie, dan gaan ons wilde leeu's daar deurloop. En dan is belangrik dat ons opgeteelde leeu's dien as 'n buffer tussen die vraag en die wilde bronne. En toerismefasiliteite speel 'n sleutelrol in die opvoeding van die publiek, soos ek net nou gesê het, spesifiek oor leeu's, roofdiere, hiërargie, sosiale strukture, en dan die noodsaaklikheid vir volhoubare benutting. En dan, die belangrike ding is ook, baie mense stry teen ook, ons het die bewyse, ons praat nie uit opinies nie, ons praat oor science, ons het dit, is dat ons opgeteelde leeu's kan die term rewild, met ander woorde, ons kan hulle weer hervestig in die natuur. Daar's 'n groot stryd daaroor. Ons het Dr. Paul Booyens wat sy PhD gedoen het deur leeu's te hervestig wat in aanhouding gebore is. En hulle is baie suksesvol. Van hulle welpies is al verskuif na ander reservate toe. Leeu skep ook vir ons 'n platform. Met ander woorde vir die toekoms. Nou as jy kyk, alle hokgeteelde leeu's kan nie onmiddellik gelaat word nie. Maar dit is vir ons 'n kennisbasis oor werk, die hantering, die voeding, die genetika, aanpassing, wat in die toekomstige rewilding prosesse baie noodsaaklik is. Die bewaringswaarde van hokgeteelde leeu's lê nie noodwendig in die onmiddellike terugplasing van elke individu in die natuur nie, maar meer in die volhoubare benutting van die hulpbronne om bewaring, gemeenskapsontwikkeling en wetenskaplike vooruitgang te finansier. En wanneer dit reg bestuur word, met strenge wetenskaplike standaarde, is die leeubedryf 'n belangrike deel van Suid-Afrika se bewaringslandskap en 'n voorbeeld van hoe ekonomie en ekologie mekaar kan versterk. Die verhouding tussen leeu's in aanhouding en in die natuur, die syfer wat ek het is 7,5 min of meer 8,000 teenoor 3,500, as ek nou ek is nou nie presies reg nie, maar min of meer in daai orde. Is ek reg met daai syfers?
Dis korrek. Dit is min of meer wat die syfers, en ons het 'n nasionale audit gehad deur die Ministerial Task Team onder leiding van meneer Chetty in September 2023, en dit is die getalle wat hulle deurgegee het. Op die stadium, die jaar waarin ons nou is, dink ek daar's minder leeu's in aanhouding, en die rede kom ek sê is, die jag van leeu's gaan steeds voort, en ons het agtergekom hierdie jaar, daar is 'n tekort aan produk. So, ek dink tog, met COVID wat ons gehad het, en die huidige wetgewing waarmee ons sit, en die onsekerheid boere het baie boere opgehou teel. Eers om te kyk wat is die toekoms. Daar staan onder die boere oor waarheen ons gaan met ons wetgewing en die beplanning van die regering met die leeubedryf. Die etiese jag van leeu's, wat is geblikte jag en wat is toelaatbare jag? Dalk net vir ons die verskil tussen dit verduidelik, Hannes. Is ook goed gebruik geblikte jag. Engelse terme noem ons canned hunting. Nou, vir die publiek, canned hunting in Suid-Afrika is onwettig, punt. As iemand weet van iemand wat dit doen, asseblief kontak ons help met vervolging onmiddellik, want dit dryf in waarteen ons staan of waarvoor ons staan en teen die wette van ons land. So, om 'n hokgeteelde leeu te jag, is daar riglyne deur die regering vir ons gestel, en riglyne is basies die leeu moet losgelaat word in die area wat gejag word, wat 'n minimum 1000 hektaar is, 7 dae voor die tyd. Ander provinsies 96 uur, van die ander organisasies praat van 30 dae. Dis weer eens 'n geval van ons het nog nie die oordentlike norms en standaards in die regering gekry nie, maar wat die provinsies nou het, dit is waarmee ons werk. Hierdie leeu is dan op sy eie in daai kamp, tussen ander diere, natuurlike situasie, en dan die jag vind plaas wanneer die jagter inkom na die tydperk wat die leeu vry mag loop, en die jag vind plaas op voet. So dit is waarna ons in die wetbeskrywing as fair chase van praat. So jy's op die voete, jy's agter die leeu aan, hy moet getrek word, gekry word, en dan moet hy gejag word. So kan ek vir jou een ding sê, van die jagte vind plaas, miskien eerste dag, ander derde dag, nie die jagte het al 13 dae wat daai leeu net die jagter ontwyk het, wat hom nie kon kry nie. So baie van die jagters met wie ek praat, wil die leeu gejag het, Zimbabwe, Botswana, en hokgeteelde leeu beskryf die hokgeteelde jag as van die moeilikstes wat daar is, want dit is 'n baie gevaarlike jag. Jou wilde leeu's is skie vir mense waar jou hokgeteelde leeu's is nie. En ek dink dit is hoekom dit so groot 'n aanvraag is die jag van die hokges ook, net nog sê te buffer vir ons wilde leeu's, want as jy Dr. Keet op 'n stadium in 'n toespraak gegee het, is dat met ons populasies kan ons moontlik 15 trofees per jaar jag, as jy na die Kruger Wildtuin se daar word uitdruklik nie wettig gejag in die wildtuin nie, wel poaching vind plaas, waar huidige permitte wat tans uitgereik word deur departement is so tussen 900 en 1000 leeu's per jaar wettig gejag word op die geakkrediteerde jagplase. Is daar 'n vereiste aan hoe groot die gebied moet wees waar so 'n leeu gejag word? Ja, minimum 1000 hektaar. Ons kyk ook nou na van die begin praat van 1500 hektaar. Nou, baie mense verwys nog steeds is dit hektaar, dit is geblik, en dit is dieselfde gemeente as ons 'n rooibok jag aan 400 hektaar, jag ons 'n vrylopende rooibok. So 1000 hektaar is realisties, dis groot genoeg vir die dier, en in hierdie proses wat hy vrygelaat is. Nou, geen boer kan 1000 hektaar op sy sit net om 'n leeu los te laat om te jag, dan moet ander wild in die kamp ook wees. Ek was toevallig in 'n jagplaas in Noordwes, so in verlede jaar September, en die boer was die oggend verskriklik ontstel, want daar het 'n 42 duim buffelbul dood gelê wat die mannetjie gevang het deur die nag in sy 7 dae periode. So dit is risiko vir die ook. Dis nie 'n geval van die leeu word net losgelaat en sy meer doodgeskiet nie. Die leeu het 'n leeu in aandeel kan nie jag nie. Nou as jy 'n huiskat het, dan gee hom in die oggend bietjie pampers en katpilletjies en hy stap buite toe en hy vang 'n duif. Dit is vir hom geleer.
Leeu is presies dieselfde. Dis instink. Hulle sal jag en oomblik as hy honger word of hy beweging sien, gaan hy toeslaan. Daar is shysters in die bedryf. Absoluut. Soos elke bedryf. Ek dink die vergaderings wat ons met meneer Chetty gehad het oor die MTT het ons het duidelik gesê, en ek as president erken, ons bedryf het baie bad apples in. Ons is in 'n proses en ons het die 2 November 2023 voorlegging aan die ministeriële taskteam gedoen hoe om ons bedryf skoon te kry. Is nie 'n moeilike proses nie. Ons kan dit binne 5 jaar hê mits ons die administratiewe regte gegee word. Binne in SAPA hou ons aan ontwikkel om die bedryf skoon te kry, gereguleer te kry en na speer te kry. 'n Nuwe toep gekoop, ons module, die SAPA module, ons 'n leeu vanaf hy gebeur as welpie tot die dag wat hy dood is, het sy natuurlik uit hof gejag. Kan ons sy voortbestaan beweging, kan ons treis deur die hele land. Die program is reeds aan die departement gewys. Ons het nou die 27ste September weer 'n vergadering gehad waar daar van die departemente by was. En ons hoop om die reg te kry om hierdie program te implementeer. Dit gaan nie na speerbaarheid, die welsyn van die diere, die regulering, alles gaan dit net baie makliker maak. En dit gaan ook veroorsaak dat die bad apples gaan verdwyn uit die bedryf uit. Want as jy nie deel is van hierdie program, die naspeurbaarheid nie, jy gaan nie permitte hê nie, kan jy nie trade nie. So, dit is die enigste manier ons die bedryf gaan skoon kry, ons doen gereguleer kry. En ongelukkig, soos ek net nou gesê het, ons het nie norms en standards nie. Die eerste government gazette, ek ken nie die Afrikaanse term nie, is reeds in 2003 gepubliseer. Wat daar staan, die departement moet norms en standards ontwikkel vir die leeubedryf en dit moet geïmplementeer word. En as iemand binne 12 maande nie daaraan voldoen nie, moet hy verwyder word uit die industrie uit. Ek praat van 20 jaar terug. Tot vandag toe is daar niks gedoen nie. 16 is daar weer gesê uitgereik. Ons sit met opdragte van CITES af, oor daar moet quotas uitgereik word. Daar gebeur net niks nie. So die privaat sektor en deur SAPA met ons lede en hulporganisasies, WRSA, almal is besig om die bedryf te probeer skoonmaak, te ontwikkel. En ons versoek die regering vir hulp administrasie om vir hulle te lewer. Want daar is 'n kapasiteitsprobleem en daar is 'n finansiële tekorte in die regering om die werk gedoen te kry op tyd en in tyd. Ek veronderstel uit my beperkte kennis oor hierdie bedryf dat ou wat 'n leeu kom jag, doen dit om daai vel en die kop as 'n trofee te bring huis toe. Wat gebeur met die res? Wat gebeur met die res van 'n leeu? Goed. 'n Trofeejagter kom hoofsaaklik om sy trofee te kry en die probleem waarmee ons tans sit en dit is een van die sake wat ons tans aanhangig het, gaan oor die beenquota, want die oomblik as die leeujagter dit wat hy gevat het weggesmee, ander woord die trofee, dan is daar sekondêre produkte en dit is die leeubene. Nou daar is 'n waarde vir leeubene tans in die wêreld. Ons weet almal van die oosterse lande gebruik het vir medisinale waarde, ons eie kultuurgroepe in Suid-Afrika gebruik het. Maar die boer mag nie trade met dit nie. Van 2019 na die Lapan-sprake is daar algehele verbod op die trade van leeubene gegee en die uitspraak het gesê die minister moet 'n kwota gee. Wetenskaplik bepaalde kwota. Nou van 2010 af is daar nog geen kwota gegee nie. En op die stadium is ons besig met litigasie want van ons boere se konstitusionele regte word aangetast omdat ons nie 'n kwota kry nie en dit is 'n versuim van die departement om hulle administratiewe pligte te doen. Want die wet sê hulle moet 'n kwota gee, CITES sê hulle moet 'n kwota gee. So op die stadium is daar ek wil amper sê skrimsessie aan. Ons weet almal die minister het nou weer gesê hy gaan vir 2025 geen kwota gee nie. Die blote feit dat hy gesê het hy gaan geen kwota gee, erken hy, dis sy plig om 'n kwota te gee. Die probleem is, die vorige 4 jaar het dan niks gebeur nie. So op die stadium kyk ons regspanne daarna. Ons gaan dit aanspreek, want die verliese wat die landelike gemeenskappe ly as gevolg van die trade wat beperk word, is astronomies. Huidiglik
lê daar net in die 11 boere wat betrokke is by die saak se store 84 miljoen rand se leeuwskelette. En daar's geen rede hoekom dit nie getryd mag word nie. Jy mag die trofee tryd. Hy kan uitgaan, maar die bene kan nie uitgaan nie. Wat is die verskil? En op 'n stadium het iemand gesê, ja, die welsyn van die dier word aangespreek voor die jag plaasvind. Hierdie, kom ons noem dit, sekondêre produkte wat die boere wil tryd, kan welsyn nie meer verband hou nie, want die leeu is klaar gejag, wettige jag, met permitte deur die departement uitgereik. So, dit is 'n bietjie van 'n ek wil amper sê inmeng op die regte van die leeuboere, die reg op regverdige administrasie, as jy net kyk na ons konstitusionele wet, artikel 33, die eiendomsreg artikel 25, vryheid van beroep en handel artikel 22, omgewingsreg artikel 24, so daar's legio oortredings wat begaan word en dit moet aangespreek word en reggestel word. En ek sê weer, ons is nie 'n organisasie wat 'n sambok wil vat en almal wil pak gee nie. Ons wil saamwerk, ons wil die bedryf skoon kry, gereguleer kry en ons wil help met ons nuwe stelsel wat ons geïmplementeer het om naspeurbaarheid van leeu's wat gebruik word te kan bevestig en te kan bewys. Kan 'n mens leeuwvleis eet? Ek kan. Ek het toevallig na die dag was ek saam met 'n politieke party by 'n leeujagplaas, hulle wou kyk wat aangaan en toe het ons 'n stukkie leeufilet geëet. Enige wildvleis is eetbaar hang af hoe jy hom marineer. Dit is goed gemarineer, is alles wat ek kan sê, maar ek sal dit nie stapelvoedsel maak nie. Maar ja, leeuwvleis word geëet. En daar is nog nie uitvoermark daarvoor nie, maar lokaal word dit al gebruik. Ek sien een van my kykers sê hierso, in Amerika, best ever food, kan 'n mens blykbaar teen baie groot prys, kan jy 'n stuk leeusteak bestel. Ek weet nie of ek kans sien daarvoor as mens dink wat 'n leeu eet nie. Ja, wel, Isak, as jy self vra 'n koei, jy eet koeivleis. So, jy weet die ek vat as ons hier in Europa toe gaan, ons Suid-Afrikaners, is dit 'n moeilike ding om op 'n spyskaart daar te sien dat jy kan perde filette bestel. In Suid-Afrika se reël eet ons nie perdevleis nie, maar tog daar's baie perde wat in Suid-Afrika geslag word en gebruik word in pastye. So baie mense dink die garage pies, rennies wat jy nodig het, dit gaan oor die perdevleis daan. Ek moet vir jou in alle eerlikheid sê as ek nou moet nadink oor iets soos leeujag, so ek sê ek is nou iemand wat nou bykans elke naweek omdat ek hier in Nelspruit bly, probeer ek soveel as moontlik kere wildtuin toe gaan. Dis my asemhaalplek. So dis vir my moeilik om te dink dat so pragt leeu soos daai wat nou van daai trokkies het waar afgespring het. Ja. Dat hy uiteindelik bestem is om gejag te word. Iets in my hart sukkel om dit te verwerk. Ek veronderstel dis iets wat julle ook maar in die bedryf ervaar. Net dalk op 'n skerper kritiese manier. Kom ek gaan vir eerlik sê, as ek na my eie leeu verwys, ek het 'n fasiliteit wat oop is vir die publiek waar ek opvoeding gee vir die mense en alles, en die leeu's daar binne sal ek nooit kan jag nie, want ek het 'n geweldige passie vir leeu's en ek kan hulle name noem, Rocky, Tyson, almal, elkeen het 'n naam, en ek het 'n leeubegrafplaas by my, waar van my leeu's lê. My leeu's wat uit gaan bedryf toe het geen name nie. Maar dit bly moeilik om as daar 'n prachtleeu is, en ek sê altyd ek connect met sekere diere en hulle sal nie verkoop word vir die jagbedryf of iets nie. Maar ek dink vir die algemene publiek, die emosie rondom dit is, omdat 'n leeu word gesien as die koning van die diere, is 'n ikoonspesies, 'n prachtdier. Ek dink daar is niks wat soveel gesag afdoen om 'n leeumannetjie te sien wat aangestap kom na jou toe. En dieselfde argument gaan met die olifant op die stadium. Jy weet, daar's geweldige debatte rondom die olifant en die massa wat ons moet doen met dit op die oomblik, en ons weet almal, die antwoord is op die tafel. Daar's te veel olifante, hulle moet gekal word. Maar ongelukkig het elke olifant in Suid-Afrika jas en 'n das gekry, en
nou het hy naam en dan is dit 'n beskermde spesies. Alhoewel die habitat word verwoes alles. So elke ikoonspesie het sy probleme. Die belangrike ding is dat die jagbedryf en die bydrae van die jagbedryf tot die BBP in Suid-Afrika is astronomies. Ons het nou met die WRSA-funksie die naweek het ons weer die bedrag gekry van Noordwes Universiteit. Ons kyk na 44 biljoen rand bydrae van die jagbedryf BBP. Astronomiese bedrag nou. Hoeveel mense se voortbestaan hang af van dit? As jy die toerismewaarde vat van opgeteelde leeu's, enige buitelander wat Suid-Afrika besoek, sy eerste visie is, hy moet 'n lewendige leeu sien. Jy gaan nie noodwendig die beste, of mooiste leeu in die Krugerwoudtuin sien, ons weet, TB, ysmantel in die Woudtuin op die oomblik. Dit wat ons in die kampe het, sy genepool is die beste, en dis die mooiste leeu's, want ons doen lynteeling as boere, ons wil die beste produk teel. En ek sê weer, ek teel verskriklike mooi leeu's, myne gaan nie almal jagbedryf toe nie, baie van my leeu's word gebruik vir teel op ander plase. So daar's veel doeligheid. Ek ontken nie dat van my leeu's al gejag is nie, daar is van hulle gejag. Ek het al skenkings gemaak vir fondsinsamelings, om deur leeu's te skenk om gejag te word, want deel van bewaring is om geld aan te wend vir navorsing. Nou SAPA het byvoorbeeld 'n bewaringsfonds, waar ons projekte loods om te kyk na die voortbestaan van die spesies, navorsing gedoen het oor diere van leeu's. Die bewaringsfonds is byvoorbeeld 'n groot gedeelte van die onkoste vir die naspeurbaarheidsprogram kom uit die bewaringsfonds uit. En waar benutting vir ons moet geld genereer eie produk uit om te verseker dat dit gaan voortbestaan. En is daar genoeg bewyse dat hierdie terugploeg groot genoeg is, volhoubaar genoeg is en dat dit regtig bydra soos wat dit behoort by te dra? Isak, op die stadium, kyk, mens kan altyd meer geld genereer en kan altyd meer doen. Dis maar nie enig bedryf in ons land. Ons is nou Fish and Wildlife en dat gekom van hulle af oor, en hulle praat van enhancement of the species. Ons is besig met aan te spreek, ons neem ons en standards is vanoggend vroeg weer deurgestuur na die mense wat dit optrek met 'n paar wysigings. So ons 2016 reëls word hersien, dit gaan beter wees, gaan strenger wees. Voor geakkrediteer, plase moet besoek word, waarheid moet geloods word, akkreditasie moet gedoen word. So, in die toekoms gaan daar 'n groter stremming op die wildteelers en die jagters wees om 'n groter bydrae te maak tot die bewaring van die spesies. So tans word dit gedoen. Ek vat net my eie organisasie het ek hierdie jaar skenkings gekry van 10 jagleeu's om uitgeloot te word in die industrie en fondse te genereer, het sy vir SAPA of vir SUKO. Nou SUKO is die Sustainable Utilization Coalisie van Suid-Afrika. En daarbinne is ons 11 organisasies, almal glo in die volhoubare benutting van waarmee ons besig is. Ons het byvoorbeeld parrot breeders. Die papegaai maak deel van ons, want hulle probeer uit in die treit gesit word, nou weet ons voer byvoorbeeld 400 grys uit elke jaar. Met die van die volhoubare in Suid-Afrika. En Suid-Afrika is die voorloper van bewaring in die wêreld as gevolg van die moderne. So, ons volhoubaar te maak en die spesies te bewaar vir die nageslag. So, om jou antwoord te gee, daar is nog nie genoeg fondse wat inkom nie. SAPA word bedryf uit ledegelde uit, maar in die toekoms, die naspeurbaarheidsprogram gaan 'n sertifikaat uitreik, voor jy 'n permit kan kry na 'n sertifikaat gaan jy 'n paar rand kos, en daai geld teruggeploeg in die bewaringsfonds om die spesies te bevorder. Hoeveel kos dit om 'n leeu? Is daar het jy 'n bedrag wat dit kos om 'n leeu groot te maak en uit te sit om gejag te word? Okay, dit is 'n baie moeilike vraag om te antwoord, hang af van die hoeveelheid diere wat jy het en presies wat doen, maar net om julle 'n voorbeeld te gee. Staan glad nie voor dat welpies op die bottel groot gemaak word, ons noem dit maar bottel groot maak, want as jy die regte melkformule gebruik, wat wetenskaplik geformuleer is, dan kos die grootmaak van 'n welpie tot op 10, 12 weke, kom ons sê, op die begin oorsit op vleis,
dan is jou onkoste klaar R18,000. Heidiglik welpies in die mark gaan vir 10,000, 12,000. So is nie volhoubaar nie. So SAPA is nie 'n voorstander van die groot maak van welpies se bottel nie. As jy kyk byvoorbeeld die leeuwyfies tans in die industrie, hoofsaaklik maar of jag of 'n teel, dan die verkooppryse is so tussen 25 tot 40,000 vir die wyfie. Maar dit kos jou om 'n wyfie tot op 3,5 jaar wanneer sy kan begin teel, is jou kos aansienlik meer as dit. Weer, die hoeveelheid leeu's gaan bepaal dat jou koste dalk laer is. As jy min leeu's is jou koste hoër, want jy het nog steeds jou arbeid nodig, jy het nog steeds jou fasiliteite nodig, vervoer om kos in te bring, alles is maar deel van die uitgawes natuurlik, veearts onkoste is deel van die uitgawes. So my fasiliteit om te bedryf per maand, beide met die publiek en ook my teelfasiliteit, is my onkoste so R85,000 wat ek moet dra. So jy moet die hele tyd kyk waar kostes dis nou energie, Eskom byvoorbeeld, speel 'n groot rol, want die kampe moet krag hê, koelkamers moet loop. Jy weet so, as jy oordentlik na jou diere kyk, dan moet jy bereid wees om geld in te sit ook. En hoeveel kos dit? Hoeveel as ek is nou seker ek sal nooit daarby kan uitkom nie. Maar as een van daai oorseese ouens nou hiernatoe kom, hoeveel kos dit om so 'n leeu te kom jag? Ek wil nie op my boere se hande praat of op my jagvennote se hande praat nie. Maar wie wat dit word grootliks bepaal deur die klas leeu. Ons het 4 klasse leeu's waarna ons kyk wat in die jagbedryf ingaan. Klas 1 is jou goedkoopste leeu. Nou, as 'n teeler verdien jy tussen 80 en 100,000 rand vir 'n klas 1 leeu. En dan, ek moet sê die houding van die leeu, hoe hy lyk, of jy laat, dit bepaal grootliks ook prys, maar 'n klas 4 leeu het ons so 2 weke op 'n veiling gesien, het verkoop vir 350, 360. So, vir die boere is dit noodsaaklik om die beste gene te teel, want hoe beter die teel, hoe beter ekonomies maak het vir jou sin. Ek weet daai leeu wat uitgespring het by Lichtenburg, het by Castle de Wild het hy net so oor die 300,000 gehaal, nê? Ja. Maar dit gaan jou waarskynlik baie meer kos om te kom jag. Verseker, kyk en ek sê weer, ek verteenwoordig die leeutelers, ons voel baie keer as telers, ons suig so 'n bietjie in die agterspeen. Ek het nie my eie jagplaas waar ek my eie produk, so ek is afhanklik van die outfitters en jagplase om te kom snoep en te kyk wat ons het en te kyk of hulle voorraad het. Maar leeujagte gaan enige iets tussen 400,000 vir jou klas 1 en tot 1 miljoen, 1,2 miljoen rand vir 'n klas 4 leeu. So daar is geld in bedryf, maar wat die publiek nie moet vergeet nie, baie van die geld word terug op in die gemeenskappe in. En ek verwys weer na die dorpie Brei, enigiemand wat regtig verveeld is, eendag ry vir 'n naweek Brei toe en kyk wat daar aangaan. Van Brei gepraat, Hannes, 'n interessante stukkie statistiek wat ek raak gelees het is die Vrystaat wat as dit ware die episentrum van hierdie bedryf is met 44,7% van alle roofdiere en gevangenes daar. En dan Noordwes tweede met 90 fasiliteite. En dan kom die ander heel wat laer af agterna. Hoekom? Isak, ons sit in Suid-Afrika met 'n unieke uitdaging en ons verwys na die 1/9 term. Nasionale stel reëls en 9 provinsies elkeen met hulle eie reël. Byvoorbeeld Weskaap het glad nie cap breeding toepas van leeu's nie, hulle laat dit nie toe nie. Oos-Kaap sal hier laat onder baie strenge vereistes. So die provinsies waar die meeste leeu's in het is die provinsies wat die maklikste is om die produkte te teel en mee te handel. En dit is maar Vrystaat Noordwes. Alhoewel Vrystaat is meer die teelgedeelte waar Noordwes of die meeste word in Noordwes gejag. Ek moet sê geweldig problematies vir boere om tussen provinsies te beweeg met hierdie diere. Maar die permitstelsels in plek. Jy moet eksport aan die ander kant. As jy Vryburg deurgaan, daar's 'n beampte daar wat baie streng is. Moet jy stop by kyk wat se kratte, maak seker die permitte is reg. So regulasies word toegepas. Ongelukkig in seker van die provinsies is die kapasiteit van die departement net nie meer daar nie. En hulle het nie genoeg fondse om die werk ordentlik te doen nie. Dit is wel SAPA aantree om te sê
ons lande vat. Ons doen nie aanspeurbaarheid, ons help julle as julle, weet ek gaan jou 'n voorbeeld noem, as jy my nou vra, hoeveel 1 jaar ou leeumannetjies is in die bedryf? Ek weet nie. Ek gaan nie eers 'n raaiskoot waag nie. As ek vir jou moet sê hoeveel klas 4 leeu tans in die bedryf, ek weet nie. Die program is uniek en die regering gaan toegang hê tot hom. As jy intik op jou rekenaar, geef my al die 1 jaar oue leeumannetjies in Suid-Afrika, in elke provinsie, kan ek vir jou binne 10 sekondes antwoord hê. So, dit is deel van die uitdaging, is om data te bekom. Met data kan ons enigiets beklei, ons kan enigiets regverdig. Op die stadium, die afdeling of die departement wat die regulasies moet doen, het 'n tekortkoming aan data. Daar is nie data nie. Hulle kan vir ons sê, 'n fasiliteit moet 40 leeu's hê miskien. Het hulle welpies getel, het hulle ander kampe getel, niemand kan vir ons sê nie. Dis hoekom ons twyfel selfs in die data wat ons gekry het in die 2023 nasionale audit wat gedoen is. My eerlike opinie, en ek is redelik aktief in die bedryf, daar is nie meer 8000 leeu's nie in die kampe oor nie, want ons sukkel die jaar met voorraad. As jy kyk wat in leeupryse gebeur het hierdie jaar, en dit is nie as gevolg van die jagtery wat toegeneem het nie, dis as gevolg van daar's nie voorraad nie. So, en natuurlik, rede daarvoor, COVID was 'n groot deel daarvan, maar die onsekerheid in die bedryf. Daar's baie boere wat terugskaal en wat weer hulle leeuboerdery meng met ander boerderye om voortbestaan en volhoubaarheid te verseker. Ek wil gou met jou gesels oor daai onsekerheid in die bedryf, want dit lyk vir my die regering het planne om dit uit te faseer. Wat is die situasie rondom dit? Ons is 3 jaar terug gekonfronteer deur die uitkoms van die High Level Panel. Dis 'n verslag wat die regering aangevra het onder minister Barbara Cressy en daar was 3 aanbevelings en die minister het vir die een of die sterkste aanbeveling gegaan en dit is om die bedryf te sluit. Maar daar is baie goed nie aangedink nie. Vandag is toevallig die sperdatum vir voorleggings wat al die leeuboere moet doen oor die nuwe prohibition order wat nou uitgereik is. Maar in elk geval, so 3 jaar terug is die ministeriële taskteam is 'n werkspan deur die regering aangestel om die vrywillige uittrede uit die leeubedryf uit te probeer fasiliteer en verseker. SAPA was geweldig betrokke saam met van ons ander wildinstansies by hierdie onderhandelinge, vergaderings en alles, en ek kan reguit sê dit is 'n nie werkbare oplossing waarmee die regering voor 'n dag gekom het. Na die besluite geneem is, die verslag gepubliseer is, net op 'n paar vrae kan ons nie antwoorde kry nie, soos byvoorbeeld, daar word beweer as 8000 leeu's in aanhouding. Hulle kon 'n safe haven of veilige plek kry vir 200 van hulle. Wat doen ons met die ander 7800? Euthanasies. Hoe gaan ons die markte wat daar tans in die wêreld is stimuleer? So met ander woorde, dan gaan ons wilde leeu's uitval. Nou as jy kyk byvoorbeeld na die 1100 jagpermitte per jaar wat uitgereik word, huidiglik soos is, ons het 3800 wilde leeu's oor. So, daar is nie eers genoeg mannetjies in die natuur oor om die huidige aanvraag te voorsien nie. So, hoe gaan ons wilde leeu beskerm? En die antwoord is my gegee, our government will protect them. En my antwoord was net, you did one hell of a job with the rhino. So, daar is nie kapasiteit om wilde leeu's te beskerm nie. Ons leeu's is 'n buffer. En die probleem is, die aanvraag is daar en jy gaan nie stop nie. Baie gemeenskappe se voortbestaan is op die jagindustrie geskoei. En as ons die leeu as ikoonspesie nou die tikkie laat val of die domino omgooi, wat is volgende? Die leeu is stap 1. So ons moet beskerm wat ons het en ons moet seker maak dit is volhoubaar. En volhoubaarheid gaan nie net oor om die spesie te beskerm nie. Dit gaan ook oor die voortbestaan van mense wat 'n lewe maak in hierdie industrie. En hier verwys ek na die hele voedselketting. Ek verwys ek nie net na die leeuboer homself nie, maar die taksidermie is afhanklik hiervan, die shipping companies is afhanklik. Jou skinners, jou trekkers, jou lodge personeel, alles afhanklik van hierdie bedryf. So, dis 'n baie groter droom om toe te maak, as om net te sê ons stop die leeu's. En mense se lewens hang daarvan af. Ons het nou gepraat oor die shysters in die bedryf. Ek wil by jou hoor, jy is president van die roofdiervereniging, is jy vol vertroue dat daar genoeg passievolle, verantwoordelike boere in die bedryf is, om te sorg dat hierdie ding
above board gedoen word. Absoluut, absoluut. Kom ek gaan vir jou eerlik sê, van die groot boere in die industrie is van my lede en hulle staan bankvas agter ons bestuur om hierdie bedryf skoon te kry, reg gekry, te reguleer. Onthou, dis hulle voortbestaan. Ek sit met leeuboere wat 4de geslag al in die bedryf is. So, hoe gaan hulle nou hulle alles verander om oor te gaan skaapboerdery toe as hy net leeu's ken? So, van ons lede is hard aan die werk om seker te maak, ons kry hom skoon en ons kry die bad apples uit die industrie uit. En ek sê weer, ons ontken glad nie. Daar is ouens wat droog maak in die industrie, daar is diere se welsyn waaraan nie gekyk word. Die insident wat nou plaasgevind het met die leeu wat uit die wa uitgespring het, dit is 'n insident wat nie moet plaasvind. Dit het ongelukkig gebeur en die nadraai gelukkig is goed. Die leeu is terug, hy het nie seer gekry, niemand het seer gekry. Alles afgehandel, veers betrokke, wettige permitte was betrokke by dit gewees. Kan jy net dink as 'n leeu onwettig vervoer word, net klim uit 'n krat uit die chaos daarna. En toevallig die leeu bewoon een van ons lede, 'n lid jarelang. Hy saam in die nomsinsonderhandelinge alles. Dis net 'n insident wat dan gebeur. Die nadraai was dan positief, maar dit is wat ek graag sien in die bedryf. Ons het insident van lede van 'n voertuig gejag het. Dis onlang gespreek. Gesê maar luister, dit is nie deel van ons wat ons wil hê nie. So, en ons lede pas mekaar op. Ons kry baie vinnig en teenoor ek nog die berig gesien in die media, 2 lede mal gebel het wat gebeur het op social media. So, die lede pas mekaar op en ons ondersteun mekaar om seker te maak met die nuwe akkreditasie ingaan noms en standaards geïmplementeer word van Januarie, gaan dit nog moeiliker wees vir 'n sheriff om in die bedryf te wees. Die ou wat 2 leeuetjies in sy garage groot maak, dit gaan nie meer gebeur nie, meneer. Die oomblik as na speerbaarheid inkom, jy vasmaak, akkreditasie gaan gebeur, jy gaan nie permitte kry as jy nie aan al die vereistes gaan voldoen nie. Ongelukkig, die ouens wat ernstig so die bedryf, hulle toekoms wil maak, voortbestaan wil maak, hulle gaan saamstaan en by ons al hierdie terme onderhandel, die welsyn van die diere en die volhoubaarheidsindustrie te verseker. Ek hoor daar's ouens wat baie keer en laat weet, ja, daar's 'n leeu dood op sy plaas, hulle het hom begrawe. En dan, as hulle weer kyk, dan is daai leeu ergens op 'n foto in die buiteland saam. Dan lê daai leeu op 'n Meksikaanse vloer iewers, dit is in die lyn. Isak, baie pendelaars word party oggende gelaai deur taksies wat nie geregistreer is aan 'n vereniging behoort nie. So die leeubedryf is maar dieselfde. Die naspeerbaarheidsprogram gaan hierdie ouens boei. Engelse terme van cartography. Die identifikasie wat in leeu's moet aangebring. Ons kyk op die stadium na 2 mikroskyfies, want ons het al myself gebeur dat baie keer 'n mikroskyfie binne 'n leeu raak net weg, jy kry hom nie. Leeu's aankoop of iemand help leeu skyf en tot 'n mikroskyfies is ondaarbaar weggeraak, dan moet jy vra. So deel van die noms en standaards is, as 'n welpie by jou gebore word op die plaas, hy moet voor of op ouderdom van 6 maande moet hy op hierdie program geregistreer word. As hy ouer as 6 maande is, of hy kom op 12 of 18 maande in, is daar, en dit seker maak, as jy alle leeu's wat ons het, is op hierdie gelys. Nou, ongelukkig, sê vir ons, ja, maar is wat 7 en 8 jaar is, weet dit meneer. Maar jy gaan nou lys as 'n 7 geleem, want jy het mos supposedly data gebore is. So ten minste oor 10 weet ons, alle leeu's op hierdie goed is vanaf gelys op hierdie stelsel. Dis 6 maande ouer welpie van gaan oor 10 jaar die volwasse leeu wees waarmee getryd gaan word. En dan is ons stelsel volhoubaar, ons kan nasies waar gaan elke leeu, en die program is so geserveer dat tot die DNA van die leeu's lees. So, ek verwag nie as jy 10 leeuwelpies nou gaan lys, jy moet elkeen se DNA van gee nie. Maar dit is belangrik vir jou boerdery, want hoe weet jy wie se ma en pa? Gaan jy 'n voorbeeld neem, 'n leeuwelpie kan 2 ma's hê. Nou snek jy ongeloof in jou gesig op, want dit is moontlik. Maar as jy een mannetjie 3 wyfies in 'n teelkamp het, en daar word welpies gebore, wie se is dit?
Watter wyfie is die ma van daai welpie? Want ongelukkig wyfies kom as hulle saamloop omtrent dieselfde tyd op 'n tyd. As 2 wyfies gelyktydig kleintjies kry. Watter welpie is watter wyfie? Jy kan dit egter naspeur die oomblik as jy die DNA op die program inlees. So die ouerskap kan bepaal word deur die program. So hierdie DNA, ek gaan na daai mannetjie toe, maar hierdie is die ma. Die bemarkbaarheid in die program. Eindiglik as ek 'n leeu wil bemark, moet ek kampe toe ry, gaan foto's neem, alles, maar as ek met hulle werk kan ek sommer gou foto's neem, ek laai dit op die program. As iemand my vra wat is beskikbaar, hier is my profiel, gaan in, jy kan sien presies en wat ook. Die program is so gesofistikeerd dat hy kan tot tussen die kampe op die perseel kan hy die leeu strys om te sien. Hierdie mannetjie was hierdie datum by so jou dragtige tydperk van 'n wyfie is 110 tot 115 dae. So dis onmoontlik hy kan nie die pa wees nie. Jy het hom 4 maande terug uit die kamp uitgeskuif. 'n Ander mannetjie was betrokke. En dit help ons om inteling te keer, om die genepool te beskerm. So hierdie is nie net 'n naspeurbaar, is ook 'n bestuursmodel vir die gebruik. En dit is bietjie, maar met vandag se jeug en almal, jy weet, hulle sê die deursnee leeuboer is 45 jaar oud, altes 55 jaar oud en rekenaar gestrem. Die program is so maklik werk om van jou selfoon af. So dit gaan nie 'n verskoning wees in die toekoms nie, maar dit is 'n moed dat ons nou moet vasstrap, implementeer en seker maak naspeurbaarheid word doen, reguleer word gedoen as die industrie kan skoon kry. En dit doen binne 5 jaar, mits ons die administratiewe regte kry en die regering se regulasies word binne in hierdie program vasgevat. Dan is dit eenvoudig. Hannes Wessels, hy is die president van die Suid-Afrikaanse Roofdiervereniging. Dit was 'n regtig 'n baie lekker insiggewende gesprek. Dankie dat ons uit jou kennis uit kon put, Hannes, en so 'n bietjie die saak vir ons weier kon oopmaak. So voorreg, Isak, en ek is eerlik, as die publiek inligting wil hê en ons wil kom draai by ons, kom kyk wat ons doen. Ons is nie skaam om te wys nie. Ons het TV-spanne van Amerika hier by ons gehad. Ek het volgende week een Italiaanse span wat my toe kom. Ons maak ons fasiliteite oop om die inligting uit te kry. Dit is hoekom ek ook die kommersiële fasiliteit het. Ons lei mense op en vertel hulle wat aangaan, waarmee ons is besig, wat is sleg vir die industrie, wat is goed. Die belangrikheid is ons moet die norms en standards en die opdragte van CITES moet ons deur die regering uitgevoer kry. Dan het ons 'n baie maklike volhoubare bedryf. Groetnis, ons praat weer. Ongelukkig, lekker dag vir julle. Hannes Wessels, baie dankie. Dit was nou 'n lekker gesprek, dink ek, gewees interessant. Ek dink soos Reina sê, sy's nog nie heeltemal oortuig nie, maar dit was vir haar 'n interessante gesprek. En dis 'n hele paar mense wat aandui dat hulle die gesprek ook interessant gevind het. Ek dink baie insiggewend, geweldig insiggewend. En dit help 'n mens om 'n bietjie ook anders te kyk en nie net met vooroordele na die saak te kyk nie, nê. Ons is maar geneig om dit te doen. Baie van ons is maar